Goeienaand gemeente. Sjoe, Johan, gee my net so titseltjie laar tot die moskee in die dorp gaan my hoor. Daar sy, welkom vanaand vriende by ons Dinsdag aand Pinkster vir die week. Ek neem aan, julle is ook nou al moeg vir sop, nee. Ja. Sal van môre aand af koffie gee. Nee, julle word nie uitgeëet aan sop nie. Maar is lekker dat ons elke aand soms vir na die tyd net 'n bietjie vir mekaar hallo sê daar in die saal. So ons nooi hulle weer vanaand uit. En ek en oom Roelof het Sondag nag na die diens vinnig gepraat. En toe het ek vir hom gesê, oom Roelof, ons het nou nie eintlik meer 'n mandaat wat om met die deur dankoffers te doen nie. En toe het ek en hy saam besluit, en ek neem aan dat die kerkraad se goedkeuring sal dit ook wegdra, dat ons hierdie week se deurdankoffers vir 2 instansies gaan allokeer. Die een helfte gaan ons vir die Gideons gee, en die ander helfte gaan ons dan vir die Bybelgenootskap aanstuur, vir die druk van evangelies en Bybels. Oom Roelof, ek het hom nou so, nee. Ek praat nou nie uit my beurt nie. So Marie, as ons aan die einde van die week net dit sal doen, dat ons die dankoffers in die helfte sal opdeel. Gemeente, ons is nou vanaand met ons 4de tema so ver vir hierdie week besig en natuurlik sal ons nou na vanaand nie meer ver wees van klaar af nie. En as ek nou gisterand gesê het dat ons oor die belangrikste ding praat in my lewe, en ek glo ook in jou lewe, om terug te kom na die eerste liefde wat God moet wees, dink ek vanaand loop so amper hand aan hand, saam met gebed. Maar voordat ons daarmee gaan begin, kom ons raak voor die Here stil. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif gee, vol hoop kan wees. Mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. En dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. En is hierdie God wat jou vanaand kom ontmoet in sy genade, die een wat sy skrif vir ons gee, wat vir ons leer dat Jesus Christus die perfekte paaslam is, wat deur die profete gestuur is, en wat ook deur die Heilige Gees na ons toe kom, om vanaand vir ons nuut te kom maak. Amen. Gemeente, ons gaan 'n vlamlied vanaand saam sing, so 'n bietjie op die tema van Pinkster, kom Heilige Gees, dit is vonk 113, en ons sing daarvan vers 1 en 2, julle sal vinnig die wysie gou optel, is daarom nie 'n onbekende wysie nie, kom ons staan en dan loof ons die Here. Heilige Gees, kom vul my hart, my gees, my verstand. Raak my nou aan, dat ek kan verstaan, U doel met my lewe. Dat ek my lewe, my krag, my vermoëns, aan U kan toewy, U dien met my gawes, ek wil gehoorsaam, U dien in liefde, ek lê myself hier voor U neer. Kom Heilige Gees, kom vul my hart, my gees, my verstand. Raak my nou aan, dat ek kan verstaan,
U doel met my lewe. Maak my getuie van hoop en bevryding, wat in die wêreld U liefde sal uitdra. Maak my vrymoedig, diensbaar, gewillig, om met my lewe U te eer. Kom Heilige Gees, kom vul my hart, my gees, my verstand. Raak my nou aan, dat ek kan verstaan U doel met my lewe. Ons gaan vanaand die patroon so 'n bietjie breek en ek gaan vra dat ons saam uit Psalm 119 sal lees, al die verse. Psalm 119 vers 97 tot vers 104. Een van die dele van die perikoopgedeeltes van die Psalm is baie interessant as jy Psalm 119 in die Hebreëus gaan bekyk, in sy oorspronklike teks. Sal julle nou weet dat daar, julle sal dit nie weet nie, in die Hebreëse alfabet is daar 24 letters. Ons het 26. In die Hebreëus is daar 24. En as jy na Psalm 119 gaan kyk, het die psalmskrywer al 24 letters gebruik om dit in perikope op te deel. So daar's eintlik 24 paragrawe in Psalm 119 en elke een verteenwoordig een van die alfabetletters van die Hebreëse alfabet. En ons vanaand is dit nou een van die bekendste gedeeltes uit Psalm 119 en ons lees daar: Hoe lief het ek U wet, dit bly my elke oomblik by. U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het en is altyd by my. Ek munt uit bo al my leermeesters, want U verordeninge bly my by. Ek het meer insig as ouer mense, want ek gehoorsaam U bevele. Ek het my voete van elke verkeerde pad af gehou, sodat ek gehoorsaam kan wees aan U woord. Van U bepalings het ek nie afgewyk nie, want U het my dit geleer. Hoe aangenaam is U woord, soeter as heuning in die mond. U bevele gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad. Ons lees vanaand hierdie gedeelte saam. Kom ons staan, dan verootmoedig ons voor die Here. Here, as ons vanaand uit Psalm 119 lees, dan dink ek so in my stilte ook aan Psalm 123, soos die oë van 'n slavin gerig is, die hand van haar eienares, en soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, so is ons oë gerig op U. En Here, daarom bid ons vanaand dat U ons geestesoë sal kom verhelder. Ons kan dit net vra in ons nederige afhanklikheid van ons Here en ons Verlosser Jesus Christus, die een wat gesê het, bid in my naam, en U sal ons aanhoor. Daarom, Here, wil ons nie vanaand, soos Jakobus sê, net bid vir ons eie selfsugtige begeertes nie. En daarom sê U ook, as julle verkeerd bid, kry julle nie, want ons bid net om dit te bevredig. Daarom bid ons vanaand, Here, dat ons U sal behaag en dat ons U wil sal soek en dat ons binne in U plan sal val. En dierbare Gees, bid ons ook vanaand vir die kragtige beweging deur ons. Dat die woord nie net in ons koppe sal ingaan en na ons harte toe sal skuif nie,
maar o Gees, dat U dit van ons harte af sal deurdruk na ons hande en ook ons voete. En dit kan ons maar net vanaand vra, want dis U wat U woord gestand hou. Hierdie is nie ons boek nie, Here, dis U sin wat vir ons gegee is. Die riglyn vir ons lewe, die lamp vir ons voete, en die lig op ons pad. Daarom bid ek vanaand dat U vir ons daardeur sal kom leer. U kinders luister, ons sien met afwagting uit, Here, wat U vanaand wil deel. Help ons ook daartoe in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Dankie gemeente, U kan weer sit. Dalk net so 'n bietjie 'n kantlyn opmerking vanaand voordat ek begin, dit is my so 'n bietjie weer laat dink. Ek het so in my laaste paar jare so al agtergekom, wanneer jy by mense bietjie gaan kuier, wat regtig deur 'n slegte tyd gaan. Mense wat siektes moet deurgaan, mense wat dalk iemand aan die dood afgestaan het, mense wat hulle werk verloor het. So deur die jare in my bediening het ek al agtergekom, daardie mense is nie bang om te vra nie. Het lyk vir my wanneer jou kragte uitgeput is, en wanneer jy self nie meer weet waarna toe nie, en jy staan met jou rug teen die muur, is dit makliker vir mense om te vra. En daarom is dit vanaand ook belangrik om vir julle te sê, hierdie fansigheid van ons, dat ons nie vra nie. Weet jy waar kom dit vandaan nie? Ons moet dit laat gaan. Julle weet, as ons vir God aanbid, dan aanbid ons 'n God wat net wag om te hoor wat ons wil hê. Natuurlik nie in 'n formaat van, ek moet net vra en hy moet net gee nie, maar 'n God wat sy kinders op sy skoot soek, wat sy kinders naby hom wil hê, wat met hulle dag wil deel, maar ook wil hoor, wat is vir jou swaar, en wat is nie vir jou lekker nie. So ons moet hierdie grandheid uit ons uitkry. En as jy vanaand daai vrymoedigheid het, en ons stap hier by die kerk vanaand uit, tik sommer net iemand op die skouer, en sê net vir hulle, hoor jy, ek gaan deur 'n slegte tyd, dink aan my. Jy hoef nie jou derms uit te reig vir hulle nie. Laat ons net weet van jou, dat ons net saam met jou kan optel, en jou kan ondersteun, en jou kan bemoedig in die Here. Nou ja, hoe dit ook al sy gemeente, ons gaan vanaand nou bietjie voort met die tema. Nou ja, Sondagoggend was dit vir ons belangrik om vir mekaar te sê, dat hierdie verwondering wat ons van die Here het ons so bietjie verloor, en dat ons hierdie verwondering baie keer gaan soek in 'n sogenaamde buitegeloofservaring. Ons gaan soek dit in die groot goed. En daarom baie keer verloor gelowiges hulle spoed, want hulle beleef nie die Here vandag op dieselfde volmaakte manier as die vorige dag nie. En daarom het ons ook Sondagoggend vir mekaar gesê, dis belangrik dat ons ervarings van God binne geloof moet begin gebeur. Dat die Here vir jou en my elke dag iets van homself kom neersit. En dat ek en jy in verwondering oor die klein dinge kan wees. Ek praat in die begin van die jaar toe, vra die laerskool my, om hulle opening te gaan doen. En ek sê toe vir daai ouers, weet julle, dit is vir my so hartseer, dat ons vandag in 'n samelewing leef, waar ons die kinders se prestasies vier. Maar ons vier nie die dag as jou kind die eerste keer self 'n teelepel kan optel en eet nie. Dis seker een van die wonderlikste prestasies in 'n kind se lewe. Die dag wat hulle nie meer pap lê nie, maar dat hulle kan begin regop sit, dat hulle kan begin opstaan teen goed, dat hulle al 'n woordjie kan begin sê. Ons mis die klein dinge, want ons soek die groot belonings. En Sondag aand het ons met mekaar gepraat om onsself te begin erken wie ons is. Ons is eintlik sondig. Ons verdien nie die Here se genade nie, maar ons moet herken wie God is. Dat ten spyte van wie hy is, dat hy heilig is, sê hy vir jou en my, hy is vir jou lief. Maak nie saak hoe jy is nie, maar hy is vir jou lief genoeg om jou nie te los soos wat jy is nie. Dat hy deur sy gees hierdie heiligmakingsproses in jou lewe begin. Dis 'n wonderlike reis terug na jou eerste liefde toe. As jy begin agterkom, God hoef nie. Hy hoef jou nie lief te hê nie. Hy hoef jou nie te red nie. Hy hoef nie vir jou sy genade uit te stort nie, maar hy doen dit omdat hy God is. En gisterand het ons bietjie met mekaar gepraat oor gebed.
En hoe God se liefdesbestraling jou kom aanval en jou hande begin oopbuig dat jy meer van jouself verloor en meer van hom inneem. En vanaand gaan ons nou so 'n bietjie voort en ek sal nou so 'n bietjie uitkom by dit wat ek wil sê, maar as ek nou vanaand Tim Noakes se naam vir julle noem, dink ek die meeste van julle gaan vanaand weet wie Tim Noakes is. Tim Noakes het oorlog verklaar teen cholesterol. Nou, Retsie sal dit weet, ek het al menige dieete in my lewe gevolg, sonder sukses. Ek meen, hier staan ek is 'n voorbeeld. Ek het voor my troue met haar 27 kg verloor. Dis die tyd in my lewe wat ek die minste vleis geëet het. Ek het vir haar daai tyd gesê, ek weet ek gaan hemel toe, want ek is nou in die hel. En hier kom Tim Noakes op die toneel, en wat sê hy? Man, eet vet. Eet soveel vet soos wat jy wil. Ja, ek dink ons moet hom tot heilige verklaar. Dis 'n wonderlike mens daai, as ek hom eendag ontmoet, sal ek vir hom nog 'n stukkie biltong met vet gee, net om vir hom dankie te sê. Maar weet julle, die slegte ding van Tim Noakes se dieet, is daai lekker wors wat jy in 'n pan braai. En dan bly daai lekker vetterige sousie agter in die pan, en dan sit ons nou lekker om 'n stukkie brood te vat, en dan vee jy nou al daai souse op, nê? En nou sê Tim Noakes vir jou, jy mag nie brood eet nie. Ja, ek was al vir hom kwaad oor daai woorde gewees. Nou weet julle in elk geval, dankie Johan, die Here wil weer vir ons, volgende een, die Here wil weer vir ons 'n vol room lewe gee. Dit is een van die dinge wat moes by my insink, om my eerste liefde terug te kry. Om weer op die Here verlief te raak, om hierdie ding te snap. Nou 'n volroom lewe gemeente, beteken nie dat jy 'n huis met 5 slaapkamers op 'n heuwel het, en dat jy 'n luukse kar ry, en dat jy 10 strandhuise besit, en dat jy geen probleme in die wêreld het nie. As ek praat vanaand van 'n volroom lewe, bedoel ek God wil vir ons 'n lewe gee wat betekenis het. Julle weet die grootste gevaar en angs by mense, is dat hulle eendag hierdie wêreld sal verlaat, en vergete sal wees. Mense wil onthou word. En ongelukkig is daar te veel mense wat onthou gaan word vir die verkeerde goed. Maar dis een van die dinge wat die Here vir ons wil in ons hande kom plaas. Hy wil vir ons sin gee. Hy wil vir ons betekenis gee. En die een ding wat God doen is, as julle die Bybel gaan lees, dan vat God die mense wat hy roep op 'n reis. En daarom is vanaand se tema 'n liefdesreis. En hoekom doen God dit? As God by Abraham kom daar in Genesis hoofstuk 12, dan roep hy vir Abraham daar uit dan sê hy vir hom, Abraham, vat jou goed en trek. En dan sê Abraham vir God, waar na toe? Dan sê die Here vir hom, dit maak nie saak nie, let's go. En dan kom die Here by Jakob in Genesis 28, hy hardloop weg vir sy familie en hy staan buite in 'n veld en dan ontmoet die Here vir Jakob daar onder 'n boom buite Bethel en dan sê hy vir Jakob, wat maak jy hier? En dan sê hy, Here, ek het al hierdie goed gedoen. Dan sê die Here vir hom, kom, let's go. Ek wil nie jou verskonings hoor nie, kom ons gaan. En dan kom die Here by Moses in Exodus 3. En dan roep hy vir Moses in die brandende bos en dan sê hy vir hom, Moses, kom ons gaan. Laat ons beweeg. En dan sê Moses al hierdie goed en dan sê hy, man, ek sal vir jou 'n Aaron gee vir pudding, hy gaan sommer saam. Jy het nie verskonings nie. En dan kom hy by Joshua en Caleb wat in die beloofde land moet ingaan en dan sê die Here vir hulle, let's go. Kom ons gaan reis. Kom ek gaan wys vir julle. Ek wil julle opgewonde maak. Dat ek vir julle kan wys hoe groot is hierdie nasie, maar hoe groter is ek. En dan kom hy by Gideon in die parskyp daar in Rigters 9, dan vind hy vir Gideon daar in die parskyp, hy kruip weg vir die Midianiete, en dan sê die Here vir hom, kom saam met my dapper man, maar hy kruip weg, hy's bang, en die Here sê vir hom, ek sien iets in jou wat groter is as wat jy dink, let's go. En dan kom die Here Jesus in die Nuwe Testament, en hy gaan roep sy disippels op die strande, en in die mense in die stede, en dan sê hy vir hulle, volg my, loop agter my aan. Nu weet die gemeente, ek moes hierdie ding in my lewe ontdek het.
dat die Here met my 'n pad wil stap. Jy weet, is nie sonder meer dat die Psalm 119 26 keer in die perikope, dis ons nou 24 keer, vir al die kere wat daar die alfabet staan, sê hy 24 keer amper die soortgelyke ding. Die Here se woord is 'n lamp op my pad, is 'n lig vir my voete. Is amper 'n soortgelyke gedagte wat hy 24 keer in die hele Psalm herhaal. Ons moes eintlik maar die hele Psalm gelees het. Maar hoe dit ook al sê, het julle al gewonder, hoekom vat die Here ons op reis? Jy leer iemand ken, as jy saam met hulle op reis gaan. Nou hier is 'n lekker toets vir die mans en vroue, as jy jou man of jou vrou beter wil leer ken, doen hierdie ding. Vat jou kar Desember, ry Kaap toe in die middel van die dag as dit bloedwarm is en hou die aircon af. Dan sien jy hoe lyk jou man of jou vrou. Daar kom kante uit hulle uit wat jy nooit geken het nie. Of gaan doen 'n bietjie saam tuinwerk. Jy sien sye aan hulle wat jy nooit gesien het nie. Dis pragtig. Of jy gaan kamp in die bosse en 2 dae later het jou vrou nog nie gestort nie en dan vra sy vir jou, waar is die toilet, en dan druk jy 'n grafie in haar hand en dan lag jy en jy sê, gaan geniet dit. Hoekom is dit so? Want jy leer mense ken wanneer hulle gefrustreerd is. Hoe meer die vuilheid op 'n mens begin aanpak, hoe meer kom jou karakter uit, hoe meer skil jou karakter af. En dit is hoekom God sy kinders op reis neem. Want hy wil hê ons moet iets van onsself leer, hy wil hê ons moet iets van hom leer, en hy wil hê ons moet iets van sy wêreld leer. En daar's nie vanaand 'n beter manier om op reis te gaan saam met die Here, as om sy woord te lees nie. Dis een van die grootste bakens in my lewe, is vandag die woord van die Here. En as jy vanaand vir mense vra, hoorie, vertel vir my, wat weet jy van die Here? Dan is mense al so gewoond aan net 1 of 2 goed wat hulle vir jou van die Here kan sê. Jy vra vir hulle, hoorie so, wat beteken die Here vir jou? Dan sê hulle vir jou, die Here is liefde, die Here is genade. Ja, en wat nog? Nee, die Here is goed vir my, en die Here sorg vir my. Ja, en wat nog? En dan sal ek klaar gepraat. Want hulle sê vir jou wat hulle gehoor het, nie wat hulle self beleef het nie. Nie uit ervaring uit nie. Hulle het dit iewers gehoor. En as ek vanaand vir u deur die Nuwe Testament kan gaan, kan ek vir jou boek vir boek vat, en vir jou sê wat ek van die Here leer, uit elke Nuwe Testament boek. In Romeine leer ek vir God ken as die een wat vol hoop is, Romeine 15:13, dat hy die bron van hoop is. Dat hy die een is wat my hoop vestig. Dat Paulus vroeër in hoofstuk 5 sê, my lyding en swaar kry kweek volharding en egtheid van geloof, en dit kweek hoop. Romeine leer my daar's 'n God van hoop, en hierdie God van hoop sê vir my in Romeine 8, daar's geen veroordeling nie. Dis wonderlik. En in 1 Korintiërs 1 leer ek dat God sy gees aan my gee, en elke lid van ons is deel van sy liggaam, en die grootste gawe is die liefde, en die Here gee dit vir ons. En in 2 Korintiërs leer ek dat God my op sy triomftog neem. En dat hy vir my as 'n gekraakte en 'n gebreekte kleipot gebruik, om die boodskap van versoening aan die wêreld te verkondig. En hoe wonderlik is dit nie? 2 Korintiërs 5:17, almal wat in Christus glo is nuut, die ou is verby. En seker die kragtigste vers van die evangelie, in enige boek, is 2 Korintiërs 5:21. God het vir Christus as 'n sondaar behandel, sodat ons geregverdig kan wees. En so kan 'n ou deur die Nuwe Testament gaan. Maar mense weet nie hoe om met hulle ervarings van God met jou te praat nie. Hulle weet nie wat om vir jou van hom te vertel nie, want hulle weet nog nie hoe dit is om saam met God op reis te gaan nie.
En daarom is gisterand so kardinaal belangrik. Jy kan nie saam met die Here op reis wees, as jy nie saam met die Here op jou knieë is nie. Jy weet die grootste geskenk wat God vir hierdie kerk gee, nie vir moedergemeente nie, vir die kerk, is die wêreld. Die Here draai die aardbol om in 'n strukkie en hy gee die wêreld vir sy kerk en hy sê vir jou en my as sy kerk, gaan leer vir die wêreld hoe hulle moet lewe. Ek sê nou die middag by mense wat by ons braai, die kerk moet 'n anti-kultuur wees. Maar ongelukkig sien ek dit vandag in die kerk, dat ons saam met die stroom swem. Gaan kyk maar na feeste wat gehou word. Gaan kyk maar na bazaars wat gehou word. Gaan kyk maar na goed wat kerke aanbied. Dis wêrelds. Dit het niks met die Here of sy koninkryk uit te waai nie. Die kerk moet 'n antikultuur vir die wêreld leer. Daar word hierdie mooi verhaaltjie vertel van die Switse. Daar in die berge van Switserland, in die 18de eeu, was daar 'n klein dorpie wat nie 'n kerk gehad het nie. En hierdie dorpie gaan toe na die burgemeester toe en hulle vra toe vir hom of hulle 'n kerk kan bou. En hy gee toe vir hulle toestemming en hulle kry toe al die permitte in plek en hulle gaan bou toe 'n kerkie bo in die heuwels, heel bo. Die dorpie was onder en die kerkie is toe bo op 'n heuweltjie gebou. Maar die burgemeester sê toe vir hierdie mense, julle mag hierdie kerk bou op een voorwaarde, julle mag nie ligte in die kerk insit nie. En toe vra die mense vir die burgemeester, nou hoe dan nou, want ons wil in die aand ook graag kerk gaan. Toe sê hy vir hulle, so wat julle dan doen is, as julle 5:00 die middag begin opstap berg toe, dan moet elke huisgesin 'n lantern saamvat. En dan hang julle lantern daar in die kerkie iewers op teen die mure. En as dit donker word, dan steek julle lanterns aan en dan kan julle in die aand kerk hou. En as die kerk dan verby is, dan kan elkeen sy lantern vat en huis toe stap. En die inwyding van die kerk wat toe gebruik is Matteus 5 vers 16. Julle is die lig vir die wêreld. Gemeente, ons kom kerk toe sodat God ons lanterns kan aansteek en sodat ek en jy met die lig in die wêreld kan instap en sy lig kan gaan versprei in die wêreld in. Die Here gee die wêreld aan ons en op hierdie pad van reis leer hy vir ons hoe om in hierdie wêreld te lewe. Nou die een ding wat ons doen is ons bid en die ding wat ons vanaand doen is ons moet die Here se woord bestudeer, ons moet dit leer. Ek en jy kan nie vir God ten volle ken as ons nie die skrif ten volle bestudeer nie. En daarom het ek vanaand 'n kleintjie dood, seker maar omdat ek so bietjie gereformeerd is, aan mense wat gaan sit en dan maak hulle Bybel oop, hulle sê rem ripa en dan maak hulle oop en sê hulle, hier's 'n vers vir my en hulle maak hom toe. Gemeente, jy gaan nie die Here leer ken deur te pinpoint nie. Jy leer die Here ken as jy sy woord dwars deur lees en as jy sy woord van bo af na onder begin lees. As jy sy konteks optel. Want dit kan maklik gebeur dat 'n mens 'n versie vat en jy hardloop daarmee en jy gebruik hom totaal uit konteks, soos die leraar wat voor sy raad verskyn want hy en sy vrou skei. En toe vra die raad vir hom, Dominee, hoe kan jy dit wat jy doen uit die Bybel regverdig? En hy sê, dis maklik, Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat. Want ons maak met die Bybel wat ons wil. En daarom, gemeente, kan ons nie van die Here verwag om met ons iets te doen as ons nie sy woord ken nie. Nou ek wil vanaand met u gesels dat die Here, wanneer hy met ons stap, dan stap hy met ons in sy wêreld in. Ek het dit nou genoem, Johan. En dan die volgende punt. As die Here ons roep, dan vat hy ons in sy gemeenskap in.
Gemeente, ons moet hierdie ding vanaand baie mooi verstaan, en ek praat eintlik met die verkeerde gehoor. Retsie sal weet met hoeveel mense ek nou al in my lewe gepraat het, wat solo Christene is. Hulle gaan nie meer kerk toe nie. En die eerste woorde wat hulle vir jou sê is, ag, ons het nie die kerk meer nodig nie. Ons kan by ons huis kerk hou. Ons kan op ons eie die Here leer ken. En dan vra ek gewoonlik vir daai mense, lees julle julle Bybel? Dan sê hulle, ja, natuurlik. Dis al wat ons doen. En dan sê ek vir hulle, maar as julle julle Bybel ken, of julle Bybel lees, dan moet ek vir jou reguit sê, jy kan maar jou Bybel weggooi, want jy glo nie wat die Bybel vir jou sê nie. En dan kyk hulle jou met sulke groot oë aan. En dan vra hulle vir jou, wat bedoel jy, dominee? Dan sê ek vir hulle, die briewe wat Paulus skryf, dink julle hy skryf dit aan 'n individu? Of dink julle hy skryf dit aan 'n gemeente? Nee, hy skryf dit vir 'n gemeente. Ek sê, o. Nou, is daai gemeente net een persoon, of is daai gemeente darm 'n paar? En dan begin die ouens se skroefwerke in hulle koppe so bietjie te, ja, maar wat van Filemon? Sê ek, wat van Filemon? Die brief van Filemon is een hoofstuk. Timoteus is 'n paar, en dit word versprei in die hele Midde-Ooste. Want mense verstaan nie hierdie ding, jy kan nie op jou eie kerk wees nie. God stuur ons as bruid in sy wêreld in, as gemeenskap van gelowiges, daarom het ons mekaar nodig. En ek het agtergekom, my pad na my liefde toe vir Christus, vind ek in mense. Mense wat opgewonde is saam met my oor Jesus. Mense wat vir my kom vertel, dominee, ek was siek en ek het gesond geword. Mense wat vir my sê, dominee, ek het verlede week nie werk gehad nie, sal jy dit glo, die Here het vir my hierdie week geseën met werk. En ons kan saam opgewonde en met mekaar hierdie wonderlike vreugdes deel, want die Here werk mos nie net met individue nie, hy werk met sy kerk. En wanneer Jesus jou en my op reis nooi, vat hy ons altyd terug na sy kerk toe. En dan vir die gemeente is daar 4 goeders. As die Here ons op reis neem, dankie Johan, doen hy 4 goed. Hy vat my in sy gemeenskap in. Jy kan aangaan die volgende. Hy bring my op 'n pad met myself. Hy bring my op 'n pad saam met julle, en hy bring my in 'n verhouding met homself. Jy weet, ons het in die kerk te veel geleer dat jy jou hart vir die Here moet gee. Dis deels waar. Ons het in die kerk geleer, as jy jou hart vir Jesus gee, dan is jy okay. En eintlik is dit nie so nie, want die dag as jy jou hart vir die Here Jesus gee, praat die Ou Testament van die shalom van God. Die volheid van God, wat jou lewe oorvat, die dag as jy jou hart vir die Here gee. Die Here kom herstel nie net vir jou nie. Hy kom herstel elke liewe verhouding in jou lewe. En hy kom herstel daai verhouding tussen jou en hom. En dan kom herstel hy jou lewe met die wêreld. Jy weet, ons sit met hierdie ongelooflike voorreg, dat ons as ouers met ons kinders oor geloof kan praat. En ek kan vanaand vir u kom vertel van huisgesin na huisgesin na huisgesin, waar ouers vir my sê, dominee, die tyd om met my kinders te praat was nog nie reg nie. En dan vra ek vir myself, wanneer is dit dan ooit reg? Dan vat dit partykeer 32 jaar vir 'n pa, om vir sy seun te vertel van die Here Jesus. Want vir een of ander rede sukkel ons daarmee. Nou kan ek vanaand vir u kom sê, die dag as die Here Jesus jou roep, as hy jou tot bekering bring en hy roep jou, dan sê hy nie vir jou, jy kan maar kies om 'n getuie te wees nie. Hy sê vir jou, jy sal een wees. Met 'n absolute imperatief in die Grieks. Julle sal my getuies wees. En in elke brief wat Paulus skryf, Efesiërs, Galasiërs, Filippense, dan praat hy van die huisreëls van die gesinne. En dan sê hy, die Here Jesus Christus moet die sentrale plek van jou gesin wees. En gemeente, dit kan nie so wees, as jy as ma en pa nie met jou kinders oor die Here praat nie. Ons doen dit nie. Hoe kan ons dit nie doen, as ons verwag dat die Here met ons moet praat nie?
En julle sien, ons het verleer om dit uit die dominee se hande uit te vat. Ek sal my kinders Sondag kerk toe bring. Hulle sal daar van die Here hoor. In die voor-apartheidsjare het ons gesê, ons kinders sal by die skool van hom leer. Nou sit uit skole uit. En die kerk loop leeg. Waar gaan ons kinders van die Here hoor? Ek is so opgewonde. Hendrey, waar trek jy nou met die Bybel? Is jy nou al in Romeine? 16de hoofstuk al. Ok, Hendrey het in graad 2 begin om die Bybel deur te lees. En Johan Roux kom toe nou eergisterand na ons toe, en hy hardloop baie opgewonde na my toe, en hy sê, papa, mamma het vir my 'n Bybel gegee. En die opwinding daar in die huis is groot. En ek wil tog net vanaand vir u sê, dis nie omdat ek en Retsie hierdie perfekte ouers is nie, allermins, ons skree meer op mekaar as wat ons vir mekaar lief is. Maar as een ding van die kinders, hulle word aangesteek. Liewe gemeente, jy's nooit te oud nie. Begin met jou kinders oor die Here te praat. Sê vir jou kinders, hulle het die Here Jesus nodig. As jy dit tot nou toe nog nie gedoen het nie, wat het jy met jou doopbelofte gedoen? Tot nou toe. Hoe het ook al sê, ek wil vanaand hierdie laaste 4 vrae met u deel. Die pad terug na my eerste liefde toe het my genoop om 4 vrae vir myself te vra. Die eerste vraag wat ek vir myself vra is, Here, wat kan ek vandag van u leer ken? Nou, sal u dit nou glo, dit maak nou nie saak hoeveel keer Dominee Joe sy Bybel lees nie. Elke dag, as ek die Bybel lees, dan leer ek iets nuuts van die Here. En hoe wonderlik dit in my lewe is, dat 'n teks wat 5 jaar gelede nog nie met my gewerk het nie, nou al besig is om met my te praat. Wat leer ek van die Here elke dag in sy woord? En kan ek vanaand vir u hierdie 4 vrae gee en sê, as hierdie 4 vrae nie vanaand beantwoord is, voordat jy gaan slaap nie, trek eers jou skoene aan, en gaan vra eers vir jouself die 4 vrae, en beantwoord dit eers, en dan gaan slaap jy. As die Here vir ons elke dag nuwe dinge van homself wil leer, dan wil ek nie een dag mis nie. Die tweede vraag is, Here, hoe kan ek meer soos u word? Waar wil die Here my gebruik om meer op te tree soos wat hy van my verwag om op te tree? Dan kan ek vir julle sê, jy gaan daai toets oor en oor en oor skryf, totdat jy hom reg skryf. As jy vandag met 'n persoon langs jou oor jou pad ongeskik was, kan ek jou vanaand waarborg die Here gaan hom môre weer oor jou pad stuur. Totdat jy dit gaan regkry om 'n gesindheid van Christus te wees. Want u moet vanaand een ding van hierdie vraag weet. As die Here ons op reis na sy wêreld toe vat, dan staan hy soos die eienaar van sy wêreld en hy sê vir jou en my, hierdie is my wêreld. En ongeag wat jy van hierdie wêreld van my dink, wil ek vir jou sê hoe ek oor hierdie wêreld voel. En of jy mense minag, en of jy op mense neersien, en of jy min dink van mense, wil ek tog vir jou sê, ek het daai mense ook gemaak. Hulle het nie uit die lug uitgeval nie. Hulle het iewers jou hoop nodig. Waar kan ek meer soos Christus vir mense word? Die derde vraag is, Here, waar kan ek u vandag raakloop? Dit is 'n belangrike vraag in my lewe. As ek partykeer hospitaalbesoeke gaan doen en ek loop verby 'n vreemdeling, dan as prins sal ek hulle stop en vir hulle en met hulle vriendelik wees. Want ek wil sien of ek die Here kan raakloop vandag. Ek wil verras word met sy teenwoordigheid. As ek in die parkeerarea by die winkel staan, dan loop ek verby almal en ek is met almal vriendelik, want net nou draai iemand dalk om na my toe wat my glad nie ken nie, en jy kan 'n gesprek aanknoop en jy kan agterkom, die Here is in hierdie gesprek. Here, waar kan ek hier vandag raakloop? Maar weet jy, ons is so besig, ons het oogklappe, ons beweeg net. Nee, dit moet nou gebeur, en nee, daai moet nou gebeur, en
Ons beweeg verby die Here op die strate en ons kom dit nie agter nie. En die laaste een, Here, hoe kan ek U ontmasker? Dis een van die grootste en belangrikste vrae in my lewe. Julle weet die wêreld ly aan godsverduistering. En ek kom dit baie agter by braais, ek kom dit agter by kuiers, ek kom dit agter by gemeentefunksies. As ons met mekaar praat, ons lewe aan godsverduistering, want ons praat oor Malema, ons praat oor Amerika, ons praat oor Kiel de Boer, Kiel de Farmer, ons praat oor die politiek en ons praat oor die ekonomie, ons praat nie oor die Here nie. Waar kan ek vir God ontmasker? My ouma het hierdie sê ding, dis net dooie visse wat saam met die stroom swem. En ek en jy moet 'n antikultuur wees in hierdie wêreld. Wat bedoel ek daarmee? Gemeente, jy is 'n draer van hoop, sê 1 Petrus 3 vers 15. En jy moet gedurig gereed wees om mense te antwoord op die hoop wat in jou leef. Maar in plaas daarvan praat ons saam met die wêreld. Dit is my so wonderlik en ek wil nou glad nie mense uitlig nie. Maar ek wil tog van Dani praat nou die oggend toe, wys hy vir my die foto's toe hulle 'n bietjie in Botswana gaan ry het. En hy wys vir my daar by die Victoria Valle hoe baie water daar is en sy woorde vang my en hy sê, Jesus Dominee, jy kan nie nader aan die Here voel as daar nie. En ek sê vir myself, kan jy glo dat jy uit 'n gesprek uitstap en jy beleef iets dat die Here daar tussen ons was? Here, gemeente, ek stap by te veel gesprekke weg waar dit nie meer so is nie. Ons praat maar oor die skole rugby en ons praat maar oor wat ook al. Ons praat nie oor die Here nie. En ek vra hierdie 4 vrae vir myself elke dag. Ek vra vir die Here, waar kan ek U leer ken vandag? Wat kan ek meer van U weet? Hoe kan ek meer soos U word vandag? Waar kan ek U vandag raakloop en waar kan ek U ontmasker? En nou kan ek vanaand afsluit met jou, met die 4de ding, waaroor die liefde van Christus na my toe teruggekom het. Hoe meer ek die woord begin lees het, hoe meer duidelik het hierdie goed vir my begin word. Ons kan nie Bybellose leeschristene wees nie. Jy weet, as die asemhaling van 'n Christen gebed is, dan is die hartklop van 'n Christen die bestudering van die woord. Jy kan nie die een losmaak van die ander nie. Mense sê so baie vir my, Dominee, ek weet nie hoe om te bid nie. Dan sê ek vir hulle, lees jou Bybel. Hoe meer woord jy lees, hoe meer gaan jy weet hoe om te bid. En so maklik, vat 'n Psalm en bid hom. Dis 'n gebed op sy eie. En mense wat vir jou sê, Dominee, ek wil graag die Here se stem hoor, dan sê ek, dis maklik. Vat die Bybel en lees hom vir jouself hardop, dan hoor jy die Here se stem, want sy hele stem is in hierdie boek ingevat. Gemeente, die Here wil met ons op reis wees. Maar ek en jy gaan hom net op hierdie reis raakloop as ons hom ken, as ons sy boek lees, en as ons in gebed vir hom is. En mag dit een van jou wonderlikste stappe en reise wees, terug na jou eerste liefde toe. Want die verwondering wat ons verloor het, is ook maar op grond van die feit dat ons nie meer die God van die skrif ken nie. Ja. En ek dink die Bybelstudie van woensdagoggende kan vanaand vir julle getuig, hoeveel openbarings op openbarings die Here vir ons gee. Net uit 'n eenvoudige boek soos Romeine, glad nie eenvoudig nie, ekskuus, is 'n geweldige moeilike boek. Maar hoe die Here homself telke male vir ons daaruit openbaar. En mag dit vir jou vanaand een van jou bakenpunte wees. Mag die woord 'n lamp op jou pad en 'n lig op jou voete wees. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam.
Dankie Here Jesus, dat ons U mag ken, en dat ons U mag leer ken, en dat ons U kan vertrou, want Here, dit is oor en oor vir ons in die woord opgeteken, U is 'n God wat vertrou kan word. Here, ons is vanaand ook erkennend dat ons in 'n stikkende wêreld leef. En so baie keer is ons maar een van die oorsake. Ons doen niks daaraan nie. Ons lewe maar vir ons eie ewigheid. Maar Here, kom help ons dan ook weer om 'n liefde vir hierdie wêreld te kry. Dat ons nie sal deel wees daarvan nie, maar dat ons sal lig inskyn. En gee dit vir ons in die kragtige naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Julle moet my stop, ek preek heeltemal te lank. Lied 528, leer my U wil, Heer, U doel met my. Is een van daai pragtige gebede wat ons vanaand kan oprig na hom toe. So kom ons staan en sluit ons af met al 3 verse. Leer my U wil, Heer, U doel met my. U pottebakker, met my die klei. Vorm my en maak my volgens U wil. Op U vertrou ek, nederig stil. Leer my U wil, Heer, U plan vir my. Laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in U werk. As ek dan swak is, maak U my sterk. U gee U gawes, net soos U wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vul met U Gees my breekbare kruik, dat U my oral nuttig gebruik. Mag ek en jy deur die genade van God sout vir die wêreld en lig vir die aarde wees. Mag ons daartoe gehelp word deur Jesus Christus wat self gesê het, hy is die lig wat na hierdie wêreld toe gekom het. En mag die Heilige Gees ons daartoe ook rig om elke dag mense na daardie lig toe te bring tot sy eer. Amen.